Goeienaand, dit is donderdag die 14de Mei. Ons is by Hemelvaart, die dag waarop ons as kerk herdenk dat Jesus na die hemel toe opgevaar het. Ons kan saam met Petrus sê in 1 Petrus 3, ons het regtig hoop, omdat Jesus uit die doodheid opgestaan het. En met daardie hoop lewe ons. Dit is ook met daardie hoop dat God ons groet, en dat ek namens God kan sê genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees. Vanaand lees ons Lukas 24, vanaf vers 44 tot 53. Daarna het Jesus vir die disippels gesê, dit was my woorde wat ek tot julle gerig het, toe ek nog saam met julle was, dat alles wat in die wet van Moses, en in die profete en in die psalms oor my geskryf is, vervul moet word. Daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen, om die skrifte te verstaan. En hy het vir hulle gesê, so staan daar geskryf dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en dat in sy naam bekering tot die vergewing van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin, en getuies van hierdie dinge wees. En kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur, maar bly julle in die stad, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Daarna het Jesus hulle uit die stad gelei tot by Betanië, en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer. En hulle het God voortdurend in die tempelterrein bly prys. Die hemelvaart van Jesus. Dit was op 'n manier 'n einde. Ja, dit was 'n einde aan Jesus se teenwoordig wees op aarde by die disippels in 'n vlees en bloed vorm, in die vorm van hulle persoon. Hierna was Jesus steeds teenwoordig, is hy nog teenwoordig deur sy Heilige Gees. Maar Jesus is nie meer by ons as 'n persoon wat ons 'n drukkie kan gee nie. Ons weet dat dit altyd lekker is om iemand 'n drukkie te gee. Ons kan met die kinders wat ver is, en die familie wat oorsee is, met WhatsApp en al die telefone en goed praat, maar is daarom nie dieselfde as om fisies by mekaar te wees nie. Die disippels het hier weer vir Jesus in sy liggaamlike vorm verloor. Jesus is nou weer weg. Dit betref 'n einde, maar is ook nie die einde nie. Daar's 'n klein boekie geskryf, The Practice of the Presence of God. Vandag nog in baie drukke beskikbaar, baie wyd oor die wêreld versprei, en is ongelooflik om te dink dat hierdie boekie geskryf is in die 17de eeu. Daar was 'n man, Nicolaas Herman, hy was bekend as broer Lawrence. Hy is in Frankryk gebore, as 'n tiener het hy sy vir militêre diens opgeroep vir die 30-jarige oorlog. Hy is ernstig gewond en hy was vir die res van sy lewe krepeel as gevolg van die wond. Na die oorlog was hy maar 'n huisknegt vir 'n amptenaar van die departement van finansies vir die regering, maar op 18 kom hy tot bekering. Eers toe hy 50 jaar oud is, word hy 'n lid van die Karmelietklooster in Parys, en daar kry hy die nuwe naam broer Lawrence, en hy werk in die kombuis. Hoogs intelligente man wat die taak het as 'n kok. En op 'n manier ervaar hy dit as vernederend, maar hy het nog steeds sy plig en sy take uitgevoer, pligsgetrou. En so het die Heilige Gees in hom gewerk, dat hy anders begin kyk het na die wêreld waarin hy leef. Waarin hy God begin verheerlik het, in alles wat hy om hom beleef, in die kos wat hy maak, in die kombuis waar hy werk. Dat hy vir homself gesê het, maar die geringste taak is heilig, as jy dit doen tot eer van God. Dat eintlik sy kopsmakerry vir hom 'n vreugde geword het. En dan word daar vertel dat die dag wat hy dood gegaan het, hy besig was om sy kragte te verloor, en toe sê hy vir die mense om hom, moenie vir my jammer wees, omdat ek besig is om te sterf nie. Ek doen wat ek nou net die afgelope 40 jaar al doen, en wat ek vir ewig sal doen. En hulle vra vir hom, nou wat's dit? Hy sê, ek aanvaar die teenwoordigheid van die liefdevolle God, wat ek ook lief het. Ja, Jesus is nie meer as mens by ons nie, maar hy is by ons. Want die hemelvaart was op 'n manier 'n einde, maar dit is ook 'n begin. Dis die begin van die kerk se pad saam met die Heilige Gees.
Ja, die disippels het nou 'n tweede keer vir Jesus verloor, maar die keer stap hulle nie met huilende harte daar weg nie. Hulle stap weg met vreugde, want hulle weet dat die Messias lewe en dat hy vir ewig sal lewe. Die vorige een wat die disippels geweet het in die hemel opgeneem is sonder dat hy dood is, was die profeet Elia. En hier ook vir Jesus. Sien hulle hom opvaar na die hemel. En dan onthou ons die woorde van Paulus in Romeine 8. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte, teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Ons kan onthou dat Jesus vir ewig by ons is en dat niks ons van hom kan skei nie. Ja, vir die disippels het dit gelyk of hulle lewe saam met Jesus nou heeltemal eindig, maar dit begin ook weer op 'n nuwe manier, begin ook weer met daai sekerheid van Jesus se lewe, die sekerheid van Jesus se teenwoordig wees, die sekerheid van die Heilige Gees wat ook later, 'n week later oor hulle uitgestort is. Aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog was Winston Churchill nog eerste minister van Brittanje, en daar by 'n ete sê 'n man, "At the Battle of the Bulge, we had evidence that the British soldiers were braver than the Nazi soldiers." En dan sê Churchill, "Nope, that's not true. The Nazi soldiers were just as brave as the British soldiers. The British soldiers were just braver for 5 minutes longer." Die disippels leer dit. Ons leer dit ook by Paulus. Ons moenie tou opgooi nie. Partykeer lyk dinge vir ons moedeloos en asof alles daarmee heen is en of alles uitmekaar uitval. Maar alles werk uit omdat God by ons is. Niks kan ons ooit skei van die liefde van God nie. Die liefde van Jesus nie. Die liefde wat God vir ons het nie. Nie die dood nie. Nie die afstand tussen hemel en aarde nie, want God is in ons en by ons en deur ons met die Heilige Gees. En daar gee die hemelvaart vir die disippels die sekerheid dat hulle 'n vriend het. Sekerheid van 'n toekoms, sekerheid van 'n ewigheid by God. Dieselfde Jesus wat saam met hulle op aarde geloop het, wat saam met hulle in die stofstrate van Jerusalem en van Israel rondgestap het, saam met hulle gelag het, saam met hulle gehuil het, saam met hulle geëet het, saam met hulle vis gevang het en in die boot gery het. Dis hy wat ook saam met hulle gaan leef in die ewigheid by God. Daarom kan hulle teruggaan en in die tempel steeds vir God loof en prys. Lukas se evangelie, interessant genoeg, begin in die tempel en eindig hier in die tempel. Daar waar jy God kan leer ken, waar jy weet waar God is. Daar was 'n vrou, Samuel Gordon vertel van 'n vrou wat hy geken het, wat in haar jong dae groot dele van die Bybel gememoriseer het. En dan, as sy ouer word, begin haar geheue haar in die steek laat. En uiteindelik kon sy nog steeds 2 Timoteus 1 vers 12 onthou, wat eintlik 'n moeilike vers is. Ek weet op wie ek vertrou. Ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag wat hy weer kom in stand te hou. En dan vertel Samuel Gordon dat die vrou se geheue het agteruit gegaan en selfs hierdie versie wat sy tot op die einde amper onthou het begin uitmekaar uitval. En later het sy net 2 gedeeltes onthou. Sy sê, ek weet op wie ek vertrou en ek weet wat hy aan my toevertrou het. En heel later was dit net 2 woorde wat by haar vasgesteek het. Wat sy uiteindelik kon sê, toevertrou het. Op sterfbed sê hulle, kon hulle haar lippe hoor sien beweeg en hoor, sy fluister so saggies, hy. En dan sê hy, op 'n manier van die hele Bybel, of die woord hy, die hele Bybel saam. As ons hierdie gedeelte lees, hy het hulle na Betanië geneem, hy het hulle geseën, hy is in die hemel opgeneem. Hy het die disippels wat Jerusalem toe terug is, se lewe verander, en waar hulle hom aanbid het. Hy het vir hulle weer 'n gelukkige einde, 'n hoop gegee.
Ja, waar hy is, waar Jesus is vreugde. Die hemelvaart leer ons, hy, Jesus, is altyd teenwoordig. Hy is boonop ons vriend, ons broer, en niks kan ons ooit van hom skei nie. Ons kan weet dat Jesus Christus heers. Ons sing die lied, hy regeer van die regterhand van God, want hy is Heer. Ja, elke knie sal buig, en elke mens erken, hy Jesus, hy regeer. Vandag met hemelvaart herinner ons mekaar daaraan. Jesus regeer. Hy is Heer. Hy is God vir ons. God met ons. Vir nou, vir ewig. Hy is Heer, hy is Heer, hy is oorwinnaar oor die dood en hy is Heer. Elke knie sal buig, elke mens erken, hy Jesus is Heer. Here, dankie dat ons in u genade en in u liefde en in u almag kan leef. Dankie dat ons mekaar kan sê, ons weet u is God. Ons weet u is die teenwoordige, die almagtige. Here, dankie dat ons weet, alles het nie geëindig met die kruis nie, ook nie met die hemelvaart nie. Nee, 'n nuwe verhaal begin met die Heilige Gees wat uitstort en in alle mense kom woon wat in u glo. Wat oor die kerk uitgestort is, dat elkeen u kan aanroep en u kan aanbid en die woord kan verstaan en u kan dien. Here, mag ons dit doen met vreugde, met oorgawe, met blydskap. Waar ons in 'n wêreld leef wat vol krisisse en kommer is, vul ons met vreugde en met hoop. Mag ons ook gaan hoop gee daar buite. Here, mag ons ook hierdie boodskap van u lewe, van u in beheer wees, van u almag gaan vertel aan ander. Dankie dat ons kan bid en weet u hoor. Weet u is by ons teenwoordig. In Jesus Christus se naam. Amen. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here vir jou vrede gee, jou gebede verhoor. Amen.